Hi, dis weer eens ek, Madeleine. Welkom hier by Slaapstories vir groot mense, jou weeklikse potgooi van 'n lekker Afrikaanse storie wat jou aan die slaap sis. Julle weet wat om te doen, gaan piepie gou, moenie die honde vergeet nie en raak rustig. Ek is seker julle weet nou al van die info en donasies en al daai boring dinge. Julle kan altyd op ons Facebook-page gaan loer vir meer inligting. Borge en skrywers, baie welkom hier by ons. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe en onthou ons is ook op Patreon. Alle links is op ons Facebook-page en onder aan die potgooi inligting. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Mensies, weet julle wat gaan nie saam nie? Woefkinders, reën vir dae en 'n skoon huis. Nee, dit werk nie. Ek het probeer keer en probeer op een plek hou, maar dit werk nie hoor. So toe besluit ek maar om te just let it go, let it go, let it go. So nou is die huis vol modderpote en halfgeëte stokke en strelitzia blare en ek sien dit nie raak tot môreoggend nie. Soms is alles so in die lewe, nê. Kyk maar net ander pad tot jy weer die krag het om te probeer regmaak. Daarom is die honde happy. Geniet vanaand se storie. Vanaand lees ons 'n Afrikaanse verwerking van die boek geskryf deur Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Die ou studie was vol van die geure van ou hout en skoon papier, met die sagte gloed van 'n oop kaggelvuur wat die donker kamer met 'n oranje lig vul. Die son het reeds ondergegaan en 'n somber skaduwee het oor die grys boekrakke geval. Die lug was koud, maar die kamer het 'n warmte gehad. 'n kosbare beskutting teen die koue wêreld daar buite. Die stoel waarin Crusoe se pa gesit het, was diep, met 'n leerafwerking wat die jare se gebruik verraai het. Sy gesig was gestryk van kommer, die voorkop gefrons deur die swaar verantwoordelikheid wat op hom gedruk het. Robinson, het hy met 'n diep ernstige stem gesê, ek verstaan jou hart, maar jy onderskat die gevaar van die see, die onsekerheid van 'n lewe sonder 'n vaste voet in die wêreld. Hierdie wêreld is nie 'n plek vir 'n jong man wat sonder roete of plan wil vaar nie. Die man het sy hande gevou, sy oë het 'n droewige sameswering uitgestraal. Dink aan jou moeder, jou familie, jou toekoms. 'n Lewe op die water is vol storme, gebrek, selfs die dood. Terwyl die stem van sy pa in die stil kamer weer klink het Robinson se gedagtes ver weg begin dwaal. Die prentjie wat hy vir homself geskilder het was helder en vol avontuur. 'n Lewenswandel waarin hy 'n dapper matroos was, die heerser van die golwe, 'n man wat oor die oseane sou vaar, nie 'n eenvoudige besigheidsman soos sy pa nie. Die veiligheid van die studie het hom begin wurg, 'n kluis waarin hy gevoel het dat sy jeug en drome vasgevang was. Sy oë het na die pragtige houtvloer gekyk wat so netjies gepolitoer was, na die gesig van sy pa, 'n gesig wat al die swaar verantwoordelikhede en teleurstellings van 'n gesin dra. Pa, het hy gesê, sy stem 'n mengsel van jeugdige oortuiging en ongeduld. Ek waardeer jou sorg, maar ek kan nie 'n lewe lei wat my siel versmoor nie. Ek wil die wêreld sien, nuwe lande ontdek, my eie lot bepaal. Om in 'n kantoor of 'n winkel te sit, dis nie my roeping nie. Sy hande het effens gebewe toe hy dit gesê het, maar sy oë het 'n vlam van hoop gehad, wat nie maklik gedoof kon word nie. Sy pa het hom lank aangekyk, 'n blik van wanhoop en liefde gemeng in sy oë. Ek wens jy kon verstaan, my seun. Dis nie net 'n saak van wens nie, maar van wysheid. Die see is 'n ontembare krag. Ek sien jou gaan, maar ek vrees vir jou pad. Robinson het opgestaan. Die laaste stukkie van die dag se lig het op sy gesig geval en die belofte van 'n nuwe lewe het in sy oë geskyn. Hy het geweet hy was 'n slagoffer van 'n jeug wat nie die werklikheid wou aanvaar nie. Hy het die veiligheid van sy vader se studie verlaat, die deur agter hom toegemaak en die koue naglig ingeasem. Daar was geen omdraai nie. Hy was reeds op pad na sy eie lot, ongehoorsaam, maar vasberade. My eerste reis was 'n ramp.
Ons het 'n verskriklike storm ondervind en ek het vir die eerste keer die mag van die see ervaar. Die skip het geskud soos 'n blaar in die wind en ek het gedink my laaste uur het gekom. Ek het God beloof dat as hy my sou red, sou ek nooit weer die see opgaan nie. Maar, sodra ons veilig in die hawe was, het ek my belofte vergeet. Die see het my geroep soos 'n verslawing. My tweede reis was na Afrika om slawe te gaan haal, 'n praktiese handel in daardie dae, al is dit nou 'n verskriklike gedagte. Ons skip is deur 'n Moorse piraat gekaap en ek is as slaaf na Salé geneem. 2 jaar lank het ek onder die Moorse kaptein Zuri gedien. Hy het my redelik behandel, omdat ek kon lees en skryf, en hy het my gebruik om sy sake te bestuur. Maar ek het elke dag gedroom van vryheid. Die son het skerp gebrand op die stofbedekte strate van Salé, 'n stad waar die lug altyd vol die soet en bitter reuk van see en stof was. Robinson het sy dae deurgebring as 'n slaaf, sy lyf gekneus deur die onvermoeide hitte en die eentonige roetine van daaglikse arbeid. Die sand het onder sy voete geknars, terwyl hy swaar vragte rondgesleep het. Die sweet het oor sy voorkop gestroom en in sy oë gebrand. Die ander slawe het hom met gemengde gevoelens bekyk, party met afwagting, ander met 'n slypende haat teen die vreemdeling wat hulle lot deel. Elke dag het gevoel soos 'n herhaling van die vorige. Die harde klop van die meester se stem, die koue hange van die visserboot se toue wat hy moes versorg, die eindlose wagte in die brandende son. Hy het gesien hoe ander mans en vroue hulle hoop verloor, hul gees verbreek word deur die ondraaglike swaar kry. Sy eie hart het ook gedreun in 'n ritme van wanhoop, maar diep binne hom het 'n vonk van vryheid geskyn. Saam met Yuri, 'n jong Marokkaanse seun wat ook in die magteloosheid vasgevang was, het hulle geheime planne gesmee. Hulle het bymekaar gesit in die donker verborge hoekies van die mark, fluisteringe oor ontsnappings, wat soos 'n geheime lied in die nag gesing is. Robinson se hart het dikwels gespring toe hy dink aan die geleentheid om weg te kom, om die kettinge van slaweskap te verbreek en die onbekende in te vaar. Die nag van die ontsnapping het gekom met 'n ongemerkte stilte. Die maan het 'n skynsel oor die golwe gestrooi, terwyl hulle na die visser se boot gesluip het. Robinson se asem was swaar, sy hande klam van spanning. Elke tree was 'n toets van sy moed en 'n uitdaging aan die lot. Toe hulle die toue begin losmaak, het die kalm van die see sy angs verdraai in 'n stukkie hoop. Toe die boot stadig van die kus afvaar, het die wêreld agter hulle verdwyn. Die wind het in hulle hare gespeel, die golwe het hulle sagtig geklots teen die romp van die vaartuig gemaak. Die vrees was oorweldigend, maar die vreugde van vryheid het hulle harte verlig. Hulle het 'n onbekende toekoms tegemoet geseil, weg van die verdrukking en na 'n wêreld van onsekerheid en avontuur. Die son het helder geskyn oor die wye vlaktes van Brasilië, waar die groen van die oerwoud in 'n ontelbare skakerings rondom Robinson se nuwe stuk grond uitgesprei het. Die lug was swaar met die geur van vars aarde en bloeiende plante. 'n konstante simfonie van insekte en voëls het die stilte gevul. Robinson het dag na dag met toegewyde energie sy plaas bewerk, die bou van 'n houthuis, die ego van hamerslagte, die sweet van harde arbeid. Die grond was ryk en vochtig, perfek vir die aanplant van tomaties, mielies en ander gewasse wat hy met groot sorg geplant het. Hy het 'n paar vee gekoop, hoenders wat kakel, 'n paar bokke wat sagkens geknibbel het, 'n kalf wat styf geknoop aan 'n paal staan. Die werk het hom laat voel dat hy 'n meester van sy eie lot was, ver verwyderd van die storme en gevare van die see. Sy sukses het hom 'n sekere trots gegee, 'n gevoel van beheer. Op 'n dag het 'n groep van plaaslike eienaars bymekaar gekom onder 'n reuse wilgerboom, die blare ritselend in die wind. Hulle het gepraat oor 'n nuwe onderneming, 'n vaart na Afrika om slawe te koop en hulle terug te bring om die plase uit te brei. Die geselskap was vol beloftes van rykdom, maar ook van gevaar. Robinson het na die manne geluister, die glans in hulle oë en binne hom het 'n twis ontstaan. Die stem van sy pa het hom gewaarsku, maar die lokroep van die fortuin was te sterk. Robinson het een van hulle gesê, hierdie kan jou lewe verander, moet nie huiwer nie. Sy oë het geskyn van ydelheid wat hy self ook in sy hart gevoel het. Daar was 'n tyd van stilte,
Die wind het in die blare van die wilger gefluister en toe het Robinson sy besluit geneem, 'n besluit wat hom na die donkerste storm van sy lewe sou lei. Die skepe is gereed gemaak, die seile getrek en die wolke het begin saampak op die horison, 'n voorbode van die rampe wat wag. Die hemel het gou van 'n kalm blou verander na 'n donker en dreigende grys, soos 'n skaduwee van 'n naderende nag wat die wêreld wil verslind. Die wind het 'n geselskap van donderende klank begin, 'n woeste klag van natuurkragte wat hulle mag wys. Die skeepseile het gespook en geskei, soos onstuimige geeste wat hulle vryheid soek. Robinson het by die roer gestaan, sy hande het styf vasgehou, sy oë soos klinknaels op die horison vasgenaal. Die golwe het gelyk of hulle wil bars, massa seil oorlogskepe in 'n dreigende dans van water en lug. Die storm het soos 'n leeu gebrul met wind wat die seilbome geskeur het en die dek van 'n onvermoeide geweld getref het. Die klam spatsels van die see het sy gesig geklets, 'n koue en nat waarskuwing. Die reuse branders het die skeepsromp getref met die krag van 1000 hamers. Binne in die koue en donker kajuit het die mans geskree, maar hulle stemme is deur die storm opgeslurp, hulle hoop stadig uitgeblus, soos 'n flinkerende vlam. Toe die skeepsromp 'n harde kraak hoor, het Robinson gevoel asof sy hele lewe in 1000 stukke gaan breek. Die planke het geknars en geskeur, die storm het die skeepsromp soos 'n speelding laat swaai. Water het soos 'n korsige vloed in die kajuit gebreek en elke asemteug was 'n stryd teen die verstikking. Sy gesig was koud en sy klere nat gespat met die sout van die see. Toe die skeepswrak uiteindelik sy mag verloor het die storm 'n laaste wraak gevat. Die golwe het hom hoog opgetel en hom met 'n woedende swaai teen die rotse van 'n eiland geklop. Die pyn van die kloue wat sy liggaam geskeur het, was 'n klein ding teen die oorweldigende gevoel van verlating. Sy oë het geknip en hy het water ingesluk, terwyl hy na die vreemde land geswem het. 'n Eiland, wat nie 'n toevlug was nie, maar 'n gevangenis. Die nag was soos 'n warwel van gedagtes en gevoelens. Hy het die koue, die pyn, die eensaamheid gevoel, soos 'n swaar mantel wat hom versmoor. Hy was nie meer 'n matroos nie, hy was 'n man wat vir sy lewe veg, nie teen 'n vyand van vlees en bloed nie, maar teen die elemente self. Die wêreld rondom hom het 'n dooie stilte gehad, 'n koninkryk sonder 'n koning, en hy was sy eie gevangene. Elke keer as Robinson na die skeepswrak toe gegaan het dit gevoel asof hy in 'n ander wêreld beweeg. Die branders het onverbiddelik geklop en die wind het sy gesig gesny soos 'n mes. Sy hart het hard geklop soos hy die vrees en hoop in sy bors geskel het. Die eerste reis was die moeilikste. Om 'n vlot te bou uit die loshout van die skeepsromp het hom tot op die rand van moedeloosheid gebring. Hy het met 'n mes hout gesny en met sy blote hande stukke vasgemaak met tou. Sy hande was vol snye en sy arms moeg van die swaar werk. Elke keer as 'n stuk hout val, het hy gefrustreerd sy voet gestamp en sy oë was vol trane, nie van pyn nie, maar van 'n wanhoop wat sy verstand moes oorkom. Die vlot moes sterk wees, anders sou dit nie die golwe kon trotseer nie. Die tweede keer het hy met verskeie swaar kussies geworsel, die hout gekap en die yster goed probeer lig. Dit was 'n stryd teen die swaartekrag, 'n geveg teen sy eie beperkings. Die geskenke van die see was skraal, maar elke voorwerp was 'n oorwinning. Hy het na die spykers gegryp omdat hy geweet het dat hulle hom kon help om iets te bou wat blywend was, 'n wapen teen die eensaamheid. Die derde reis was 'n chaos van vrees en opgewondenheid. Hy het na die eetbare voedsel gesoek, gedink aan sy ma se kos in 'n verre land, aan brood en vleis. Hy het sy hande oopgekrap in die koue water op stukke van die skeepswrak. Elke oomblik was 'n wedloop teen tyd, want die skeepsromp het al verder vergaan en die vloed het dinge weggevoer. Die vrees om alles te verloor het hom gestoot om die uiterstes van sy krag te gee. In die vierde en laaste reis was die grootste risiko geneem. Die storm het losgebars en hy moes met die vlot terugkeer. Die golwe in die gesig staar, die wind in sy ore voel, soos 'n onheilspellende waarskuwing. Sy asem was kort, sy gesig gestrek in 'n masker van konsentrasie. Hy het geweet, as hy misluk, was daar nie 'n tweede kans nie.
Elke reis het nie net liggaamlike krag vereis nie, maar ook 'n onwrikbare wil en die vaardigheid om te prioritiseer. Sy verstand het vinnig besluite geneem oor wat belangrik was, waarom die spykers meer waarde gehad het as 'n kombers, of hoekom vuurwapenpoeier noodsaakliker was as 'n paar ekstra klere. Die skepswrak was 'n skatkis, maar 'n gevaarlike kus ook, en Robinson het geleer om dit met respek en skerpsinnigheid te benader. Robinson het geweet dat hy 'n plek nodig gehad het wat veilig was, 'n toevlug teen die eensaamheid en gevaar van die eiland. Sy eerste stap was die soektog na 'n geskikte plek. Met sorg het hy die kuslyn ondersoek, sy oë geskarrel vir 'n plek wat hoër gelê het, 'n plek wat hom 'n wye uitsig kon bied. Die dag toe hy die plateau ontdek het, 'n oop stuk grond wat tussen rotse lê, was 'n oomblik van hoop. Die grond was ruw en stewig, nie maklik om te bereik nie, maar beskut teen die golwe en die gevaar van wild. Hy diep asem gehaal en besef dat hier sy nuwe koninkryk sou wees. Die idee om 'n palisade te bou het in sy kop begin groei. 'n Muur van houtpale was 'n bastion teen die wêreld. 'n Muur van houtpale wat 'n bastion teen die wêreld sou vorm. Die werk was uitputtend. Met 'n tou en sy eenvoudige werktye het hy die pale gesny en in die grond gedruk. Die son het ongenadelik op sy rug geskyn, die sweet het in kloue van sout oor sy gesig geloop. Sy hande het geskeur en geblaas van die harde skuurwerk. Elke paal was 'n oorwinning, 'n stil boodskap aan die eiland, dat hy nie 'n makslaaf van die natuur sou wees nie. Binne die palisade het hy 'n grot ontdek, 'n koel holte in die rotse wat 'n skuilplek kon wees. Met groot moeite het hy dit begin skoonmaak, klippe verwyder en 'n tent van takke en palmblare opgerig. Dit was nie 'n paleis nie, maar dit was 'n tuiste, 'n plek wat hom beskerm het teen die koue nag en die vlugtige reën. Om sy verstand te behou, het hy 'n eenvoudige kalender begin maak. Elke dag het hy 'n merk in 'n stuk hout gekrap, 'n manier om tyd te meet en om homself te herinner dat hy steeds 'n man was met 'n doel, nie net 'n weerlose oorlewende nie. Hierdie klein daad van orde was 'n anker in die storm van sy eensaamheid. Robinson het besluit om klei te soek, in die hoop om potte en skottelgoed te maak. Die gedagte aan 'n ete wat in selfgemaakte potte kook, het hom aangemoedig, maar die realiteit was hard. Hy het die rivier langs geloop, sy hande in die koue water gedompel en die sagte koel klei gevoel wat tussen sy vingers gly. Met 'n rots het hy die klei probeer vorm, sy vingers het probeer om die sagte materiaal tot 'n houer te maak. Sy eerste pot was 'n klomp mislukte stukke. Sy geduld het geslyp toe dit skeef getrek het en vals gevoel het. Maar hy het aanhou probeer, elke keer beter as die vorige. Die vuur wat hy gemaak het om die potte te bak was 'n uitdagende bondgenoot. Hy het die potte sorgvuldig daarin gesit, sy oë op elke tree van die proses gefokus. Toe hy hulle uithaal, het die stukke in sy hande in die vlamme geval. 'n Klank soos 'n mislukking wat hom die dieper donker van wanhoop ingesleep het. Hy het sy woede beheer, sy gesig styf gesetel, maar sy hart was soos 'n storm van teleurstelling. Die aarde het hom geweier, sy pogings was 'n druppel in 'n onmeetlike see van mislukkings. Tog, in die smeltkroes van sy frustrasie, is 'n nuwe vasberadenheid gebore. Hy sou weer probeer, want om te oorleef beteken om te leer, om te bou uit die puin van mislukkings. Die son het sag geskyn oor die eiland, sy lig die warm gloed van 'n gewone dag, wat na niks anders as 'n eensame bestaan gelyk het nie. Robinson het vroeg opgestaan soos gewoonlik, en sy roetine begin met die versorging van sy klein plaas, die versameling van hout vir die vuur, en die sorg van sy wapens en gereedskap. Die vog in die lug het 'n sagte smaak van see en vars plante gehad, terwyl die wind saggies deur die bome gefluister het. Dit was 'n dag wat niks van betekenis moes hê nie, 'n dag soos al die ander. Met sy hare nog nat van die oggendse dou het hy na die kus geloop, die sand koel tussen sy kaaltone. Sy oë die rotse en die golwe oorweeg, die lied van die see wat 'n konstante geselskap in sy eensaamheid was. Hy het die stilte omarm, die ritme van sy eie asemhaling, die voetspore wat hy oor die strand gelaat het, 'n bewys van sy bestaan, maar ook 'n simbool van sy isolasie. Maar toe sy blik op 'n voetspoor val, wat nie sy eie was nie, het 'n koue rilling deur sy lyf gegaan. Die afdruk in die nat sand was groot, breër as enige dier wat hy tot nou toe gesien het.
Dit was 'n merk van 'n ander mens, 'n bewys dat hy nie alleen was nie. Sy hart het 'n onreëlmatige pas begin hou. Sy oë het heen en weer gesweef tussen die spore en die donker bome verder die strand af. Die voetspoor het 'n kiem van paniek in hom losgemaak wat stadig maar seker in 'n oorweldigende angs verander het. Wat as dit vyand was? 'n inboorling, 'n kannibaal, of erger nog, 'n spook van 'n man wat verdrink het in die storm. Sy verstand het tussen moontlikhede gespring, maar geen antwoord was bevredigend nie. Die stilte rondom het begin druk, die geluid van die wind het soos 'n stem van waarskuwing gevoel. Hy het vinnig teruggedraf, sy voete het diep in die sand geslaan soos hy na sy vesting gehaas het. Elke klank, selfs die fluweelagtige vou van 'n palmblad, het 'n dreigende waarskuwing geword. Die nag het sy kop vol gedagtes gemaak. Die skaduwees was nie meer net skaduwees nie, maar moontlike bedreigings. Elke kraak in die bos, elke geluid van 'n voël het hom wakker gehou, sy oë gespan om selfs die kleinste beweging op te vang. Naglank het hy gedink aan die voetspoor, die getuie van ander mense bestaan op hierdie eensame eiland. Die eensaamheid was gebreek, maar dit het 'n nuwe vrees gebring wat hom diep binne laat wankel het. Hy was nie meer net 'n man alleen nie, hy was 'n man in die gesig van die onbekende. Robinson het die kannibale van die eilande gesien. Hulle het hulle in die verte sien aankom, soos 'n donker skadu van gevaar. Hy het hulle vreedsame optrede noukeurig dopgehou, 'n mengsel van vrees en vasberadenheid in sy bors. Daar was 'n vlam van woede teen hulle, maar ook 'n diep instink van oorlewing wat hom tot aksie gedryf het. Hy het in die skadu van die palisade weggekruip, sy geweer styf vasgehou, sy asem stadig en beheers. Sy oë het gegly na 'n man wat deur die kannibale gevang is, 'n vreemdeling soos hy self, maar broos en hulpeloos. Die besluit om in te gryp was nie lank nie, 'n impulsslag, 'n noodlot wat hom gedryf het. Die eerste skoot het 'n skril klank gemaak wat die stilte van die eiland deurboor het. Die kannibale het in paniek rondgespring, hulle gesigte 'n mengsel van woede en vrees. Robinson het gehardloop, die hartklop van die jag in sy ore, die adrenalien wat sy spiere laat brand het. Die geveg was 'n warwel van arms en bene, die geluid van harde houe en die blaf van sy geweer. Hy het die tweede kannibaal in 'n felle stryd getref, hulle hande gekruis, elk vasberade om die ander te oorwin. Die son het op hulle gesigte geskyn, die sweet het in hulle oë gestroom, met sy laaste krag het Robinson hom oorweldig, die man het geval en die geveg was verby. Toe het die stilte teruggekeer, maar dit was nie 'n stilte van vrees nie, maar van oorwinning. Robinson het na die gevangene gekyk, wat nou vry was. Die eerste oomblikke was 'n skok, die vreemdeling se oë vol angs en onsekerheid, die klein geskenk van vreugde in sy gesig. Die taal van hulle harte het begin praat, 'n gesprek van gebare, ontmoeting van twee wêrelde wat eers verskil het, maar nou verbind was deur die fyn lyn van menslikheid. Robinson het sy hand uitgesteek, 'n boodskap van barmhartigheid en hoop. Die oggendson het stadig deur die palisade geskyn toe Robinson begin het om vir Friday sy eerste woord te leer. Die woord meester het hy stadig herhaal, sy mond gevorm in die vreemde klanke wat vir Friday nuut was. Die woord het 'n mengsel van frustrasie en verligting geword. Elke keer wat Friday die woord probeer uitspreek, het 'n lag in sy gesig geskyn, 'n teken van klein oorwinnings. Die leersessie het 'n proses geword van geduld en vasberadenheid. Robinson het met handgebare en tekeninge gewerk, probeer om die konsep te deel. Vir Friday was dit nie net 'n taal nie, maar 'n sleutel tot 'n nuwe wêreld. Sy oë het geblink met 'n mengsel van verbasing en verbintenis. Op 'n dag het Robinson 'n donker waarheid ontdek, toe Friday hom met 'n eenvoudige gebaar getoon het, dat hy van die mans wil eet wat hulle doodgemaak het. Die afgryse het soos 'n koue steek deur Robinson se bors gesny. Die twee het 'n moeilike gesprek gehad, 'n woordelose oorlog van begrip en afkeuring. Robinson het probeer om die menswaardigheid en die noodsaaklikheid van respek vir lewe te verduidelik, terwyl Friday sy eie kulturele sienings probeer beskerm het. Die stryd van twee wêrelde het in daardie oomblik begin, 'n spel van vertroue en verwerping. Friday het op 'n dag sy waarde gewys deur 'n vaardigheid te demonstreer wat Robinson nooit self kon bemeester.
Hy het 'n manier gewys om vis te vang, wat slimmer en meer doeltreffend was as enige van Robinson se pogings. Hierdie oomblik het die magte tussen hulle effens verskuif, 'n gebaar van respek en erkenning. Hierdie klein dade van samewerking het die harde eensaamheid van Robinson begin versag. Die eiland was nie meer 'n gevangenis nie, maar 'n plek van leer, vriendskap en 'n klein vonk van hoop. Die oggendlig was koel en helder toe die vaartuig stadig in die baai van die eiland ingevaar het. Robinson het lankal gewoond geraak aan die eensaamheid van sy koninkryk, maar die vaartuig het 'n nuwe wêreld aangekondig, 'n wêreld van moontlikhede en gevare. Hy het met 'n diep asem die vars seegeur ingehaal en sy oë op die skip gefokus, 'n Engelse vlag wat oor die dek geswaai het. Die bemanning was nie net vreemdeling nie, maar 'n groep verdeeld deur interne stryd. Muiters het die kaptein en 'n paar loyale bemanningslede gevangene gehou en die beheer oor die skip oorgeneem. Die lug was gespanne soos 'n boog en Robinson het geweet dat hy versigtig moes wees en strategies. Daardie aand het hy die kaptein geheimsinnig ontmoet, 'n man van sterk beginsels, hoewel gemerk deur die vermoeide lyf en gesig van 'n seeman wat te veel storms gesien het. Hulle het in die skaduwee van 'n groot palmboom gesit, die fluistering van die see as hulle enigste toeskouer. "Jou naam is Crusoe, is dit nie?" het die kaptein gevra, sy oë vol 'n mengsel van hoop en wanhoop. "Ja," het Robinson geantwoord, "en ek ken hierdie eiland soos my eie hand. Ek sal jou help, maar ons moet skelm werk, want die muiters is talryk en gevaarlik." "Ons plan is eenvoudig, maar gevaarlik," het die kaptein verduidelik. "Ons wag vir die perfekte oomblik om terug te slaan, wanneer hulle onvoorbereid is. Sal jy saam met my veg?" Robinson het sy kop geknik en sy hande gevou. "Ek is jou man. Hierdie eiland het my gebou en nou sal ek my vryheid terugneem." Hulle het die plan vir ure beraam, elke tree gepeins, elke moontlike risiko oorweeg. Die klein groep mans het hulle wapens en gewere gereed gemaak, hulle harte kloppend in die stil nag. Toe die maan hoog aan die hemel staan, het hulle gesluip so skaduwees na die skip toe. Met 'n skerp knal het die eerste skoot geskiet, die stilte van die nag gebreek deur die vuur van gewere. Die muiters was oorrompel, hulle verbaasde gesigte 'n blik van paniek en woede. Robinson het gehardloop met 'n vasberadenheid wat uit die dieptes van sy siel gekom het, sy geweer reg in sy hand. Tydens die geveg het hy 'n man in die skouer geskop wat hom aangeval het, hulle liggame se klanke die enigste taal van oorlewing. Die stryd was vinnig, intens en bloedig. Swaarde het geslyp, vuur het geknal en die rook het die lug gedemp. Toe die rook begin optrek, het stilte oor die skip neergedaal, 'n stilte van oorwinning. Robinson het op die dek gestaan, die koue wind wat deur sy hare gewaai het, en sy oë het oor die eiland gesweef. 30 jaar het hy hier oorregeer, sy eie klein koninkryk van stryd en oorlewing. Sy hart was 'n mengsel van vreugde, verlange en 'n diep gewaarwording van die tyd wat hy verloor het. Die see het sy roepstem uitgebring en hy was gereed om dit te volg, al was dit 'n roete na 'n nuwe lewe, vol onsekerhede. Die reis oor die oop see het vir Robinson 'n weergawe van sy eensaamheid gebring, maar met 'n ander karakter. Die golwe het teen die romp van die skip getik soos 'n konstante herinnering aan die ewigheid van die natuur. Die wind het gesing met die stem van die onbekende en die lug was 'n see van sterre wat sy drome oor die nuwe wêreld weerspieël het. Op die dek het hy die matrose dopgehou, 'n gemengde geselskap van mans met verskillende agtergronde, wat hulle eie stories en hoop gehad het. Hulle het gesels oor die lewe buite die see, oor familielede, oor die land wat vir hom so vreemd gelyk het. Toe hulle by die hawe van Engeland aankom, het die see vir hom 'n ander klank gekry, 'n roep na die lewe tussen mense, 'n roep na 'n wêreld wat hy lankal verlaat het. Die strate was 'n skouspel van klanke en kleure, met mense wat oor die stoepe geloop het, handelaars wat hulle goedere aangebied het, en die rook van 'n bakkery wat die lug vol geur gemaak het. Robinson het die eerste tree op die land met 'n mengsel van vreugde en onsekerheid geneem. Die harde klanke van die stad het sy ore getref, maar sy siel het 'n vreemde stilte gevoel gehad. Die wêreld was 'n plek wat hy nie maklik kon verstaan nie, 'n plek waar hy 'n vreemdeling was. Elke ontmoeting was 'n toets van sy aanpassing, die bekendes wat hy weer gesien het, die nuwelinge wat hom met nuuskierigheid bekyk het.
Hy het besef dat hy nie net 'n fisiese reis voltooi het nie, maar ook 'n geestelike reis wat hom verander het. Die aanpassing aan die lewe en die beskawing was 'n proses wat vir Robinson 'n nuwe reeks uitdagings gebring het. Sy liggaam het nog geweet van die harde werk op die eiland, maar sy gees het gesukkel om die spoed en die kompleksiteit van die stad te verstaan. Hy het probeer om weer aan die sosiale norme te voldoen, maar die herinneringe aan sy isolasie het dikwels soos 'n skaduwee oor hom geval. Sy familie het hom met 'n mengsel van blydskap en onsekerheid ontvang, nie altyd verstaan wat hy deurgegaan het nie. Hy het sy verhaal vertel in lang aande, die besonderhede van die oorlewing en eensaamheid, die stryd teen die natuur en sy eie innerlike demone. Hy het ook begin om sy ervarings neer te skryf, nie net vir homself nie, maar vir die wêreld. Hierdie proses het hom gehelp om orde in sy gedagtes te bring, om sy lewe te hervorm en 'n nuwe sin van doel te vind. In die stil oomblikke van sy lewe het Robinson dikwels na binne gekyk, 'n reis gemaak wat dieper was as enige fisiese uitdaging. Die jare op die eiland het hom gedwing om sy oortuigings, sy vrese en sy hoop te heroorweeg. Hy het 'n nuwe verhouding met sy geloof ontwikkel, 'n geloof wat nie net in gebede en rituele rus nie, maar in die verstaan van die natuur, die menslike gees en die onstuitbare krag van oorlewing. Sy geloof was 'n vriend in die donker nagte, 'n lig wat hom gelei het toe alles anders in duisternis gedompel was. Die stilte van die eiland het hom geleer om te luister na sy eie hart en die wêreld rondom hom. Robinson se verhaal het uiteindelik 'n nalatenskap geword, nie net as 'n epiese verhaal van oorlewing nie, maar as 'n getuienis van die menslike gees se krag. Sy boeke en ervarings het geslagte geïnspireer om moed te vind in hulle eie stryd, om nooit die hoop te verloor nie. Sy nalatenskap is ook 'n les in nederigheid, dat die wêreld 'n plek van stryd is, maar ook van moontlikhede. Sy lewe was 'n bewys dat selfs in die donkerste omstandighede 'n vonk van lig kan bly brand. Die see het kalm rondom die skip gespoel, toe Robinson en Friday weer na die eiland teruggekeer het. Dit was 'n reis vol gemengde emosies, vreugde en vrees, hoop en herinneringe, wat so skaduwees om hulle gesweef het. Die eiland, wat so lank 'n gevangenis en 'n koninkryk vir Robinson was, het sy gesig verander, maar die gees daarvan het altyd dieselfde gebly. Toe die skip stadig die anker laat sak en die strand nader kom, het 'n stilte tussen die twee manne geval. Friday het die see gevat soos 'n kind wat terugkeer na 'n bekende speelplek. Sy oë het opgeloop met 'n mengsel van vertroue en verwondering. Robinson het sy hand op Friday se skouer gelê, 'n eenvoudige gebaar wat alles gesê het, 'n dankbaarheid vir die metgesel wat sy eensaamheid verlig het. Hulle het die strand betree met 'n sagte knars van sand onder hulle voete, en die asemrowende skoonheid van die eiland het hulle weer ingeneem. Die bome het nog altyd hoog gestaan, die voëls het steeds hulle lied gesing, maar die eiland het verander. Dit was nie net 'n plek van oorlewing nie, maar 'n plek van herinnering en groei. Robinson het Friday gewys waar hulle vesting gebou het, die palisade wat die tyd getrotseer het, die grot wat hulle toevlug was teen die wrede elemente. Hulle het saam die plek ondersoek, elke hoekie met 'n nuwe waardering, want wat eens 'n plek van eensaamheid was, was nou 'n simbool van hulle deursettingsvermoë. Daar was werk om te doen. Hulle het die plante weer nat gegooi, die jag van wild voortgesit, en die plek wat hulle tydelike tuiste was, begin herstel. Met elke daad van arbeid het hulle 'n band versterk, nie net tussen twee manne nie, maar tussen die mens en die natuur, tussen die verlede en die toekoms. Tog was dit nie net fisiese werk nie, die eiland was 'n plek van refleksie. Saam met hulle gesit onder die sterre, gesels oor hulle vrese, hulle drome en hulle planne. Robinson het besef hoe diep Friday se aanvaarding en loyaliteit hom verander het, hoe die eensame matroos nou 'n man met 'n vriend was. In hierdie laaste tyd op die eiland het hulle nie net oorleef nie, maar geleer om te leef, om vreugde te vind in klein dinge, om respek te hê vir die wêreld rondom hulle en om die krag van vriendskap te erken. Toe die tyd aanbreek om die eiland weer te verlaat, het 'n stil hartseer in hulle gehuisves. Die eiland was nie net 'n plek van fisiese gevangenis nie, maar het 'n deel van hulle identiteit geword. Hulle het geweet dat al wat hulle hieroor saam gehad het, 'n nalatenskap was wat hulle vir altyd sou dra. Met die eerste seëning van die seewind het hulle die eiland vaarwel gesê, nie met 'n gevoel van verlating nie, maar met 'n diep dankbaarheid. Die eiland het hulle gevorm, gebreek
en uiteindelik bevry. Lekker slaap.